op kie 1. Waar is kie 1? Daar is hy. Ok, so kom ons teken, ek gaan hom hier teen die hoek teken, die kragte op kie 1. So, wat jy eintlik vir jouself vra, sorry, hierdie is kie 2, hoor, ek nou 2 het afgeval. Wat jy vir jouself vra is, waartoe gaan hy beweeg? As hy kon beweeg, waartoe sou hy beweeg? Nou, kie 1 is negatief, kie 2 is negatief. Waartoe gaan kie 1 beweeg, Pieter, as gevolg van kie 2? Hy gaan links gestoot word. Ok, so hy gaan 'n krag ervaar, die krag van 2 is links. Ek noem dit die krag van 2, want dit is die krag wat 2 op 1 uitoefen. Ok, dan kie 3 is negatief en kie 1 is negatief. Anke, waartoe gaan kie 1 beweeg as gevolg van kie 3? Onder 2 gaan afgestoot word. So daar is 'n krag as gevolg van kie 3. Ok, so dit is hoe jou kragtediagram gaan lyk. 2 punte. Nou vra hulle vir jou, bereken die netto krag op kie 1 uitgeoefen. Ok, nou ons het dit nou al gedoen in hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Ons het 'n krag links en ons het 'n krag af. Nou hoofstuk 1 het ons dit genoem die resulterende krag. Kan jy onthou Gina, hoe die help ons die resulterende krag hier gaan kry van hierdie 2? Waar gaan hy wees? As jy hierdie 2 bymekaar tel. Nee, hè? Want hulle, die een is links, die ander is af. So, soos ek sal hier, iemand trek my links en iemand trek my soen toe, want gaan gaan. So. Soos daai kant. So, hoe het ons nou weer dit bepaal in hoofstuk 1? Ons het gekyk na die parallelogram metode. Wat klink soos 'n vloekwoord nou weer? So, ons het gesê, daai kopie is daar, daai daar, en dan daar is die resulterende krag. Julle onthou dit. It rings a bell somewhere there. So, daar is die F, net die netto krag of die resulterende krag. Gaan daar skuins wees. Nou, ek het gesien, iemand wys soontoe. Wat is daai krag nou weer? Daai is die ekwilibriant van die netto krag. Dit is die derde krag van die ander kragte in ewewig hou. Party van julle besef nou jy gaan 'n bietjie begin leer. Nou al. Nee, gaan nie dryf nie. OK, goed. Heinrich, hoe gaan ek hierdie netto krag bepaal met die parallelogram metode? Hoe doen ons nou weer dit? Hierdie onthou, hierdie is 'n 90 grade hoekie. Dis om die hoek te bereken, gaan jy sin gebruik, maar dit is 'n makliker manier om daai lengte te bepaal, daai grootte te bepaal. Daai hoekie is 90 grade. Pythagoras, né? Want F2 en hierdie sy is ewe groot en F3 en daai sy is ewe groot. So, dit is asof ek in daai driehoekie werk, of asof ek in daai driehoekie werk. Kan ek Pythagoras gebruik. OK, so, plan van aksie is ons gaan daai grootte gaan uitwerk, ons gaan daai grootte gaan uitwerk, en dan gaan ons Pythagoras gebruik om daai grootte uit te werk. OK, hierdie vraag sal gewoonlik 7 punte tel in 'n eksamen. 7 beteken 9. OK, goed, so kom ons begin by die begin. Kom ons kyk eers na die krag van 2. So wat bedoel ek met die krag van 2? Ek bedoel, dis die krag wat lading 1 en 2 op mekaar uitoefen. So, K, kie 1, kie 2 oor R kwadraat. Wat is K? K is 'n konstante wat jy op jou datavel gaan invul. 9 maal 10 to die mag 9, dink ek. Kie 1 is minus 4. Vul ek die minus in? Nee, jy vul net positiewe waardes in. Daai minus het ons gehelp met die rigting. Word hy links getrek, opgetrek, regs getrek, want gaan nie. En daar is kie 1, kie 2 is ook 'n 4. Oor, en die afstand tussen hulle is 6 cm. Teruggaan, werk ons in centimeter? Nee, ons werk in meters. Hoe gaan jy van centimeter na meter?
Wat is dit? 6 maal 10 to die mag minus 2. Is ons reg daar, Charles? Jy kan maar praat, Charles, ek hoor jou. Ons kort 'n kwadraat, dit is heeltemal reg. Wat het ek gesê? Ek het gesê ek koop julle almal 'n koeldrank of choice as daar 2 kinders is wat dit vergeet, né? Nee? Dit was die ooreenkoms? Nee, ek het net gesê is 2. Wel, ek kan maak almal, want dan definitief gaan dit almal wees. 2 kinders het vergeet, dan koop ek vir die klas 'n koeldrank of choice. Sorry, hy het net wakker. Ja. Die formule is op jou datavel. Om hom neer te skryf. Dus verseker gaan of jy of jou broer of MB nie die formule neerskryf nie. Daar's nog iemand in die klas wat soms 'n formule neerskryf. Ek wil sê dis Henk. Linden skryf nie is gelyk aan tekens baie keer, dink ek. Julle is vreemde wiskundige mense. 4 maal 10 to die mag 13. Nee, kry julle dit ook? Okay. Goed, so dit is die eerste krag. Nou kort ek ook die ander krag. F3 k 1 3 oor r kwadraat. Daai formule Dian is op jou datavel. Al jou formules is op die datavel. Dan sê ek vir jou sê dit is nie. Gebruik dit. Dit kos papier om af te rol. Okay. Goed, 9 maal 10 to die mag 9. Hierdie ene is 4, hierdie ene is, wat was kie 3 gewees? 5. Oor, die afstand is 10 cm, ons werk nie in centimeter nie. En as jy dit invul, kry jy 1,8 maal 10 to die mag 13. Wat uit? Jy het nie dit gekry nie. Kyk, mooi is dit 9 maal 10 to die mag 9 ingevul. 4 maal 5 bo. 10 maal 10 to die mag minus 2 kwadraat. Het jy net die kwadraat vergeet? Yes, ek gaan lekker koeldrank drink. Okay, goed, so wat die hel het ons nou net gedoen? Ons het daai krag gaan uitwerk en ons het daai krag gaan uitwerk. Maar die vraag is, wat is die netto krag? En ons het gesê die netto krag is daar tussen hulle. Nou bepaal ons dit met behulp van Pythagoras. So ons gaan nou sê, goed, f net kwadraat is f2 kwadraat plus f3 kwadraat. So f net is die vierkantswortel van 4 maal 10 to die mag 13 kwadraat plus 1,8 maal 10 to die mag 13 kwadraat. Wat kry jy? Charles, het jy al geantwoord? Wat het jy geantwoord? Dis waar. Henk, wat kry jy? Ja. Jy gaan dit punt kry vir die feit dat jy Pythagoras toepas. So nie vir die formule nie, vir die toepassing. Dis nie wiskunde nie. Mag jy? Jy mag redig as jy wil. Wow. Onthou, wetenskap of fisika word genoem toegepaste wiskunde. So wiskunde is die bewyse, fisika is die toepassing daarvan. Gaan dan. En jou eenheid? Newton, want dit is 'n krag. Okay.
Nou, hulle vra vir jou bereken die netto krag. Nie die grootte van die netto krag, die netto krag. Krag is 'n vektor. 'n Vektor het grootte en rigting. So jy moet 'n rigting gaan gee hierso. Okay. Nou ek het nie vir jou gesê in watter 'n framework moet jy werk nie. Windrigting van die 0 grade lyn, jy kan kies. So Dian, jou keuse vandag in wat wil jy gebruik as jou basis? Windrigtings of 0 grade lyn of vertikale as of horisontale as? Okay. So jy wil vanaf die horisontale as werk, so vanaf die horisontale as en spesifiek die negatiewe horisontale as, want daar is die positiewe horisontale as. So ons gaan daai hoekie gaan uitwerk volgens jou. Okay? So hy sê ons gaan daai hoekie gaan uitwerk. Hoe gaan ons nou weer dit doen? Daai sy is dieselfde as daai sy en ons het hierdie sy, so dan sit die tan, die teenoorstaande oor aangrensend. Jy het tegnies die skynsy ook, so jy kon sin ook gebruik het, jy kon kos ook gebruik het. Ek gaan nou tan gaan gebruik. So die tan van theta, pragtig het dit tog gelei. Kan nie sien. Wag, ons maak klaar. Wag, die tan van theta is wat is F3 gewees? Nee, ag tog. 1,8 maal 10 to die mag 13 oor 4 maal 10 to die mag 13. Wat kry jy vir theta? Vinnige wiskunde, sy weer. Dit help nie, jy doen net sulke goeders nie, soos ek weet jy is nie besig om te werk nie. En dan die shift dan kry jy 24,23 grade. So as jy dit bymekaar sit, beteken dit die netto krag is 4,39 maal 10 to die mag 13 Newton at 24,232 grade vanaf negatiewe x as antikloksgewys vanaf negatiewe x as. So vanaf negatiewe x as antikloksgewys. Wat sê julle môre? Afrikaans.